Heb je niet gekend? JF. Dit is zo daai. Dit is so met daai twee van mooi. Dit is waarskynlik Dit is wel lekker. Dit is allemaal voor mij daar. Nou, wat zeg je? Als je kijkt, is zeker wel wat in Facebook zo is dit. Ik snap het al zit. Kijk, dit is club eigenlijk voor op de kijkers op. Слакрать. Wie zou je van staan alsjeblieft?
Nader tot God by U, so sê die lied waarna ons nou geluister het. Jakobus 4, vers 8, waar daar geskrywe staan, nader tot God, en hy sal tot jou nader. En eintlik wat dit vir ons sê is dat God alreeds in die Gees met sy arms geopend voor U staan. Petro, almal van U as kinders, familie en vriende van Martinus of Kokko Oosthuizen, dit is my 'n groot voorreg om vanmôre hier te kan staan as 'n gewone mensie, om die kosbare troostboodskap van die Here aan U te mag bring. So daarom is dit ook die hoop in my hart dat U elkeen vanmôre dan ook geseën sal wees te midde van die groot hartseer, in die naam van ons Vader, in die naam van liewe Jesus, deur die werking van die Heilige Gees. Mag U elkeen vandag nog steeds bewus wees van die nabyheid van die Here, hy wat vir ons sê, nader tot my, en ek sal tot jou nader. Innigste meegevoel aan U as eggenoot, Petro, aan U as kinders, kleinkinders, familie en vriende dan van Kokko. Mag U geseënd wees, dag en verder, soos nog nooit tevore. Ons gaan nou luister na een lied, Louis. So kom ons luister na 'n lied wat Louis vir ons sal speel, en dan gaan ons verder.
the world stood still. A silence so heavy, only I can hear. Your chair sits empty, but your spirit's near. Your voice still whispers through every tear. The stories you told, the love that you gave, are etched in our hearts far beyond the grave. When you took your last breath, our world just fell apart. But heaven gained an angel while we're left with broken hearts. No more suffering, no more pain. You're in God's embrace with the angels again. Your hands built our dreams, your words lit our way. Your wisdom and kindness will never decay. How do we say goodbye to someone so true, who was always there from our first day through? The stories you told, the warmth of your smile, we'll keep them with us mile after mile. When you took your last breath, our world just fell apart. But heaven gained an angel while we're left with broken hearts. No more suffering, no more pain. You're in God's embrace with the angels again. Now it's our turn to carry your light, to protect the ones you loved with all your might. Your daughters are mothers and grandmother too. We'll take care of them just as you want us to. Took your last breath, our world just fell apart. Heaven gained an angel while we're left with broken hearts. No more suffering, no more pain. You're in God's embrace with the angels again. We miss you eternally, but your soul's at rest. Heaven gained a beautiful angel, the very best. This is our goodbye, till we meet in heaven again. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teestanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. U het hom tot 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van U hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see, wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Vader, Abba Vader, ons kom vanmôre na U toe met ons hartseer.
Petro en haar kinders en familie en vriende staan voor u vandag met die groot verlies wat hulle gelei het met die heengaan van Kokko Oosthuizen. Haar eggenoot, hulle pappa, hulle oupa, hulle broer, hulle vriend en familielid. En u het elke mens, en u maak nog steeds tot vandag toe elke mens uniek, Here, en daarom wanneer een persoon weggaan, dan sal nie weer dieselfde persoon wees nie. Nooit weer nie, en daarom is dit ook hartseer, en ervaar ons hartseer in oomblikke soos hierdie, wanneer ons moet sê tot ziens of tot weerziens. Vir gelowige mense is vandag nie tot ziens nie, maar tot weerziens. Ons glo dat Kokko nou daar by u is, Vader. Hy aanskou u glorie in sy volheid. Want hy is daar in die hemel. Hy is daar by u voete vanmôre. Maar ons wat agterbly ervaar 'n leemte en hartseer, want hy is nie meer hier nie. En daarom, Vader, kom ek en ek dra vir Petro as eggenote al die kinders, die kleinkinders, die familie en vriende van Kokko op. En ek vra Papa in die hemel met respek gesê, druk hulle elkeen styf teen u vas in die gees. En laat hulle weet, maar alles is reg. Ek is in beheer. En ons glo u is in beheer, o Vader. Van gister, van vandag en van môre. Baie dankie dat u vir hom na hierdie wêreld gestuur het, vir Martinus Oosthuizen, en dat u vir hom 'n plekkie op hierdie aarde gegee het wat net syne was, unieke karaktertrekke vir hom toegeken het wat net syne was. Ons gaan hom mis, maar ons mis hom nie soos mense wat sonder hoop is nie, omdat ons hoop geleë is in u Seun, o Vader, ons Here Jesus Christus. Dankie vir die eggenote wat hy was, nog steeds is, al is hy nie meer hier nie. Baie dankie vir die pappa wat hy was, maar nog steeds is, al is hy nie meer hier nie. Baie dankie vir die oupa wat hy was, en nog steeds is, al is hy nie hier nie. Baie dankie vir die broer wat hy was, en nog steeds is, al is hy nie hier nie. Vir die vriend wat hy was, maar nog steeds is, al is hy nie hier nie. U is die groot ek is, o Vader. Daarom kom ons na u toe in stilte dan vanmôre. Here Jesus, ons weet dat u langs die stoel van die Vader sit op hierdie oomblik. U is ons Here, u is liewe Jesus. U het ons lewe kom aflê vir u troppie skapies, waarvan Martinus ook deel is. En ons elkeen wat in u glo, liewe Jesus. En ons sê, liewe Jesus, met die grootste respek, maar ons glo dat u net liefde is. U hang nie meer aan die kruis nie. U het opgestaan en u lewe. U het die dood oorwin. En daarom kan ons uitroep vanmôre te midde van ons groot hartseer, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? U het die angel, die sonde uitgeneem. U het die dood oorwin, die Satan oorwin. En u het die hemel oopgesluit vir ons wat in u glo. Gees van God, dit is die gebed van my hart, dat u alle hindernisse sal wegvat as daar is op hierdie oomblik. Dat u vandag sal versag, net soos u kan as groot trooster. Petro en haar kinders en haar familie en vriende is in u hande, o Gees van God. Nou word ons stil in die wete dat u hier is,
Almagtige Drie-enige God, U is hier deur die Gees en deur die Woord wat ons nou gaan lees. Spreek dan, Here, want ons wil graag na U boodskap luister. Amen. Ek wil graag aan u die woord van die Here bedien vanuit Psalm 91. Psalm 91. En ek gaan vir u lees uit die 1983 vertaling van Psalm 91. Nou, ek dink ek gaan die bril net daar los, ek het die ander bril net vergeet en ek gaan die Bybel so optel en hom nader aan die oë bring, wat nie meer dieselfde is as 50 jaar gelede. So. Psalm 91. Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind. Kan jy my almal hoor? Hy wat by die Allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here: U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. En dan gaan ek vir u lees daarvan af vers 7. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word, omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer. Sal geen onheil jou tref nie. Geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op lande sal hulle jou dra, sodat jy jou voet nie teen 'n klip sal stamp nie. Jy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Onthou hierdie vers. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly. Mag u elkeen weer eens geseënd wees by die aanhoor van die boodskap van die Here. Nou, Psalm 91 is net soos Psalm 23 en Psalm 8 en Psalm 1 en Psalm 151 en so kan ons aangaan van die mees geleese gedeeltes in die woord van die Here. Maar hierdie Psalm is so gelaai met die beloftes van die Here dat ek u sal kan besig hou vir die volgende 2-3 jaar. Maar dit gaan nie deeg nie. So ek gaan net vinnig vir u 'n paar van die beloftes uitlig en dan net die kernboodskap gaan ek vir u saamvat. My broer en suster, geliefde familie, eggenote, ons hoor so baie van, en sê dit miskien self ook, ek glo in Psalm 91, of ek glo in Psalm 23, of wat ook al. Ek bid Psalm 91 oor my familie op, of ons plak 'n sticker op die kar, wat sê, this car is protected by Psalm 91. En so kan ons aangaan. Ons sien baie keer op motors, is daar stickers geplak in hierdie rigting. My vraag is net vanmôre, hoeveel van ons bid regtig versie vir versie Psalm 91 en glo wat ons bid en lees? En ek gaan vir u vanmôre vra, ek weet u is baie hartseer, maar as u by die huis kom vandag, doen u self 'n guns en gaan lees weer Psalm 91 versie vir versie. Ek het nie al die verse gelees, maar gaan lees dit vir u. Psalm 91 het 'n paar voorwaardes.
net soos oral in die skrif. As ons dit, dan sal die Here dit. As ons so kies, dan sal dit gebeur. Dit wat ons saai, sal ons maai. Dit gaan altyd oor keuses in die lewe en ook in Psalm 91 en oor die toepassing van hierdie keuses op ons lewe. Terwyl ek voorberei het, vra ek vir die Here 'n maklike manier om dit vir u te kom verduidelik vanmôre. Ek hou maar daarvan ook, en ek het nog altyd, vandat ek ook in die bediening is, nou ja, ek is in die bediening van die woord van die Here, en ek glo nie, ek het my voorgestel al nie, is Norman Ralph, dominee of pastoor, of net Norman, net soos wat u vir my wil noem. Ek is nie ou vir titels, nog nooit gewees nie. So in al die jare daar van 1992 af, wat ek al in die bediening is, hou ek daarvan om aan mense wat na my luister, iets prakties te verduidelik, te probeer verduidelik. Nou ek gaan dit vanmôre weer probeer. Die Here gee vir my 'n prentjie van 'n huis met 'n paar kamers en 'n voordeur. So hier is ons nou ook in 'n gebou met 'n paar kamers en daar's 'n voordeur. Hy het ook 'n agterdeur seker. En in my hand hou ek 'n bos sleutels vas. My sleutels is nou ongelukkig in die motor wat my kom aflaai. En elke kamerdeur is gesluit. En so ook die voordeur. Om by die kamers te kan uitkom. Om by die voordeur te kan inkom, moet ons die voordeur sleutel gebruik. Nou die voordeur sleutel, en julle jong mensies kan weer gaan kyk of Dominee Norman gejok het of nie. As julle weer Psalm 91 gaan lees. Nou die voordeursleutel van Psalm 91 is die eerste versie. En wat staan in die eerste versie van Psalm 91? En daardie eerste versie kan julle ook gaan onderstreep in julle Bybel as julle wil. Daar staan geskrywe: Hy wat by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet. So in die eerste plek, die sleutel wat die voordeur oopsluit vanmôre vir u, te midde van die groot hartseer, om by die Here te kan skuil, is vers 1. En vers 1 sê, kom skuil by my. Die Here nooi u uit vandag, kom staan in my skaduwee, kom staan in my genade, kom staan in die lig van my genade, kom staan in die lig van my redding vir jou, wat nie verdwyn omdat jy hartseer is nie, wat nie verdwyn omdat Martinus nou by my is nie, juist daarom is my genade soveel meer vir jou. Dit is die eerste sleutel, dis die sleutel wat die voordeur tot God se genade vir u en vir my vanmôre kom oopsluit. So die eerste sleutel is daar in vers 1. Skuil, kom staan by die Here. Die lied waarna ons ook in die begin geluister het. Nader tot God. Jakobus 4 vers 8. En hy klaar tot jou genade. Eintlik sê daar die gedeelte, maar die Here staan oop met sy arms voor jou vanmôre. En hy nooi jou uit, Petro. Hy nooi jou uit, kind van Martinus en Petro. Kleinkind, familie en vriend. Kom staan in my skuiling. Want ek het jou lief. Ek is jou Here. Ek is jou Skepper. Ek laat jou nooit in die steek. En dit is nou sommer die eerste belofte ook wat vasgevang is in hierdie gedeelte. Is dat wanneer ons kom staan in die skuiling van die Here, dan sê hy vir jou vers 2. En u moet mooi luister. Hy sê vir die Here, u is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Wanneer u en ek vandag in die teenwoordigheid van die Here kom staan,
en ons hartseer vir die Here bring, dan sê ons eintlik daarmee saam. Ons bely daarmee saam. U is my toevlug. Nie mense nie, nie drank nie, nie dwelms nie, maar die Here is my toevlug. Nie my hartseer nie, dis nie my toevlug nie. My toevlug vandag te midde van my hartseer is God, die almagtige God, die enigste God wat daar is. U is my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Ek gaan net vinnig vir u die ander voorwaardes uitlig, die ander sleutels. Die tweede sleutel kry ons in vers 2. Ek het dit nou klaar vir u voorgehou. Daar staan geskrywe, hy sê vir die Here, u is my toevlug, so die Here is ons toevlug. Dis die tweede sleutel, te midde van ons groot hart. Die derde, wat ek net vir u vinnig wil uitlig, ek wil nie ideaal daar besig hou nie, die derde sleutel is, die Allerhoogste het jou sy beskutting gemaak. Die Allerhoogste het hom jou beskutting gemaak. En dit kry ons in vers 9. En ek gaan dit net vinnig weer vir u lees. Omdat jy die Here as plek geneem het, die Allerhoogste as jy beskerm. As ek vandag die Allerhoogste as ons beskermer neem, dan is die belofte daar, dat die Here sy hand oor jou hou. En die Here kan nie lieg nie, soos 'n mens nie. Daar is omtrent 10.000 beloftes in die woord van die Here opgevang. En die Here het tot vandag toe nog nie een van daardie beloftes verbreek nie. Hou aan die Here vas vanmôre. Dis deel van die boodskap. Dan kry ons die vierde sleutel om die genade van die Here oop te sluit vanmôre. En dit vind ons in vers 14. Omdat hy my liefhet. Daar staan ook geskrywe in Jesaja 43, maar ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. Psalm 91 sê ook vir u vanmôre, wat deur hierdie groot hartseer geraak word, met die heengaan van Martinus. Vir u Petro, vir u as kinders, familie en vriende, jy is myne, jy is kosbaar vir my, jy is uniek gemaak na my beeld, of jy jonk is en of jy minder jonk is, of jy nou 'n ou bles is soos ek en grys hare het, dit maak nie saak nie. As jy my ken, dan is ek jou Here. Dis die vierde belofte. Die Here het ons lief. En daar staan baie keer op kansels, God is liefde. En dit is so. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, in der ewigheid nooit verlore sal gaan, maar die ewige lewe sal beerwe. En dan staan daar verder in vers 17 van Johannes 3 vers 16 en 17, God die Vader het sy seun nie gestuur om te oordeel nie, maar om te red wat verlore was. Die hele mensdom was verlore tot kort voor Jesus se geboorte op hierdie aarde. Jesus Christus het weer hoop en redding gebring. Hy het die gesig van die Vader vir u en vir my kom wys. En daardie gesig spreek net van liefde. Psalm 91 vers 14. Die vyfde voorwaarde wat daar is vir die oopsluit van die genade van die Here vanmôre vir u en my. Ons moet die naam van God ken. Ons moet weet met wie het ons te maak. Ons het nie maar net sommer met 'n afgooitjie te maak nie. Ons het te maak met die groot ek is, Elohim Al Shaddai, met die groot Jahweh. Hy wat alles gemaak het. Hy wat hierdie ou aardetjie om sy as laat draai. Dit is met wie u en ek te maak het vanmôre te midde van ons groot hartseer. En ons moet dit ook in ons groot hartseer onthou. En hierdie groot ek is, wat alles in stand hou, hou ook sy hand vanmôre oor jou Petro, en oor u as gesin, familie en vriende. Moet dit nooit vergeet nie, omdat hy jou lief het. En sy liefde vergaan nooit. Kom ons erken ook vanmôre hier te midde van ons hartseer, wie God werklik is. Hy is Skepper God,
Hy het jou gemaak na sy beeld en jy is belangrik vir hom. Ook vandag. Die voorlaaste sleutel om die genade van die Here oop te sluit vanmôre vind ons in vers 15. Die Here nooi vir jou uit vanmôre Petro en vir u as kinders, familie en vriende van Martinus om hom aan te roep. Wat beteken dit? Hierdie aanroep. As ons in Hebreëus gaan kyk, beteken dit dood eenvoudig: praat met my. Die Here nooi u uit vanmôre om met hom te praat in u gebede. Want wat is gebed anderster as praat met die Here? En ek kan met die Here praat met toe oë, ek kan met hom praat met oop oë. My moeder se oudste broer, en hy is ook al oorlede, hy was prokureur daar gewees in Port Elizabeth. En hy het vir my een keer gesê toe by hulle gaan kuier. Toe sê hy vir my: Norman, weet jy waar is die beste plek vir my om met die Here te praat? Dit wil sê om te bid. Toe sê ek vir hom 'n bietjie: nee, ek weet nie. Seker maar daar in die binnekamer. Toe sê hy: nee. Daar by die rooi robot waar ek sit en wag dat die rooi robot moet oorslaan, sit ek met my oop oë en ek praat met die Here. So daarom, u word uitgenooi vanmôre om terwyl u daar sit, terwyl hierdie ou dominee hier voor baie praat, met die Here te praat. Ons kan enige tyd, enige plek met ons Skepper praat. En julle jong mensies moet dit ook onthou. Jy kan enige plek met liewe Jesus praat. Daar's nie 'n regte tyd nie. Daar's nie 'n regte plek nie. Oral en altyd. Ook nou. En ek word dit wil sê vanmôre uitgenooi om hierdie sleutel te vat om God se genade oop te sluit deur met hom te praat, om u hartseer na hom te bring, sodat hy u kan troos. Ek kan probeer, ek kan 'n sakdoek vir u gee, maar op die einde van die dag is net die Here wat u regtig kan troos. Dis die 6de sleutel. Ek sluit af met die 7de sleutel. Slaan net hier gou oor, hele paar van die goed. Die 7de en die laaste en die mooiste belofte van Psalm 91. Daar staan geskrywe: ek sal hom my heil laat sien. So die Here kom sê vandag vir u en vir my, dat as ons hom aanroep in ons nood, as ons hom erken as allerhoogste God, as ons skuilplek by hom gaan soek vanmôre, dan sê hy vir u vanmôre, en u moet mooi luister vanmôre, dan sê hy vir u vanmôre: maar omdat u al hierdie dinge doen en sy naam bely, dan sê hy vir u: ek sal jou, Petro, ek sal jou, Jannie, ek sal jou, Sannie, my heil, my heerlikheid laat sien. Nou ons kan nog nie met ons ou aardse oë die volle heerlikheid van die Here aanskou. Maar stel u voor wanneer u op die plek kom wat die hemel genoem word. En hemel beteken plek waar God is. Hel beteken plek waar God nie is. Wanneer u en ek eendag ook by die poorte van die paradys inloop waar Kokko ingeloop het, en ons sien hierdie volle glorie van God, ons aanskou dit. Ek dink 'n mens sal eers vir 'n skoot jou asem intrek.
En as ek so hier op die aarde, terwyl ek hier op die aarde ook die wonderwerke van die Here aanskou, hoe hy mense help, hoe hy mense troos, hoe hy mense ophelp uit slote van gemorsheid ensovoorts, hoe hy hulle hartseer verlig in hierdie tyd wat ek bedienaar van die woord is, dan slaan dit my asem nou al weg. Maar as ek eendag in die hemel inloop, ek dink ek gaan vir 'n hele ruk nie regtig kan asemhaal nie, om die volle glorie van die Here dan te kan aanskou. U kan maar in u geestesoog dit probeer voorstel, hoe die hemel lyk. En ek sluit af met dit. Ek weet nie wie van u het al gedink aan die hemel nie. Hoe dit daar werklik lyk nie. Nou ek gaan vanmôre vir u 'n tip probeer gee in my nietigheid as mens, maar as gelowige mens. Dit wat u sien wat mooi is op hierdie aarde, die oseane, die voëls wat vlieg, die natuur skoon, die hemel in die aand, die uitspansel, die watervalle. Dit wat ons hier sien is 'n kykie, 'n klein kykie na hoe die hemel lyk. Want God het nie alleen die mens gemaak na sy beeld nie, maar ek dink die aarde is so ietsie van wat die hemel is in elk geval. Maar die hemel is net 'n oortreffende trap. En wat kry ons nie in die hemel? Daar is nie die dood nie, daar is nie hartseer nie, daar is niks van wat ons op hierdie aarde ervaar, en ons ervaar die dinge op hierdie aarde wat negatief is, as gevolg van ou Adam en Eva. Maar daar is niks van hierdie negatiewe dinge, en die dood, en die hartseer, en die oorlog, niks van dit is in die hemel nie. Alles wat mooi is op hierdie aarde, kry ons in oortreffende trap in die hemel. En dit is wat vir jou en my wag, wanneer ons skuilplek gaan soek, in die teenwoordigheid van die Here, soos Psalm 91 sê. So wanneer u vanmôre as familie, as eggenote, kinders en vriende van Martinus sê, Here, ek kom soek my skuilplek vir u in u teenwoordigheid. Ek kom soek my hulp in u teenwoordigheid. Ek glo my redding is uit u hand uit vanmôre. Dan sê u vir die Here vanmôre ook, ek sien uit na die eendag wanneer u glorie ten volle gaan aanskou, wanneer ek die hemelse poorte gaan inloop en sien, maar ek is so bly ek mis dit nie. Ek is so bly ek het my skuilplek by die Here kom soek, want nou kan ek aanskou die volle glorie van God. As u vanmôre dan die skuiling gaan soek in die teenwoordigheid van die Here te midde van u groot hartseer, dan gaan u al daardie glorie, en dit is nie Norman Ralph wat dit sê nie, maar dan gaan u al daardie glorie van God en die hemel met die eie oor aanskou. Die boodskap is vanmôre nie soseer oor Martinus nie. Hy is waar hy moet wees. Die boodskap is aan u en my adres gerig, wat nog op pad is, wat nog die wedloop moet hardloop. Die tentpenne moet nog uitgetrek word, soos Paulus sê. En ons moet nog die wenstreep haal. Ons is nog nie daar nie. Ek kan nou die wenstreep haal, ek kan nou iets oorkom, en dan is ek daar waar ek moet wees. En daarom ook, wees gereed vir wanneer jou dag aanbreek. Want jou dag kan ook vandag wees, om die glorie van God te aanskou in die hemel. Ek sluit af met die lees weer van vers 1 en 2. Hy wat by die allerhoogste skuiling vind, en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.
Soek u skuilings vandag by die Here. Praat met hom. Moenie stil bly. Dis wat die Here vir u kom sê vanmôre. Amen. Nou, ek het nie enige name ontvang of enige ietsie, maar is daar iemand wat 'n bedanking gaan doen en 'n paar woorde wil gaan praat? Dan kan u asseblief na vore kom, Jan. Weer eens, ek ken 'n paar gesigte ook vanmôre hierso. Ek ken vir Jan seker al meer as 20 jaar. Dis lank. Ou Jan, jy kan Goeiemôre al. Tannie, familie. Ons wil begin vir die Here te sê dankie. Hy het ook al gespaar vir ons en lang gehou. Ek gaan nie alles lees nie, maar net meer belangrikste. Ons kan vir die Here sê vir al die tyd wat hy vir ons saamgebring het. As familie. Vriend, dankie vir pastoor, dankie vir die Manuel, vir ons kerkdiens en vir alles. Dankie vir elke broer en suster, familie en vriend hier. En dan, julle mense, julle ken Kokko, hy was 'n leermeester gewees. Hy was 'n pa gewees. Hy was 'n broer gewees. Hy was 'n Here, daar's niemand soos hy nie. Hy was altyd, kon ek sê, 'n regte mens. Hy was net reg vir hom gewees. Ek weet, ek het vir hom groot geword. Daar was nie omdraai paadjies in dit. Hy was reguit gewees. Hy het altyd gesê, die regter moet reg wees. Jy doen nie twee maal doen, jy doen een maal doen. Dis hoekom hy my pa so daar by mekaar gewees. En dan wil ek ook sê, dankie vir aan oom, wat ook hier neergeskryf het, sorry het alles, doen vir Bokka, wat ook gehelp het met die reëlings. Ag, en mense, sorry vir alles hierdie, maar tannie, broers, susters, weeskinders, en dan vir Jan, en Kok se kleinseun, dankie vir die liedere, en ook baie geluk met sy verjaarsdag vandag, onder sy omstandighede en dinge, maar kom ons staan saam, ons vra Jesus om elke traan af te droog. Is daar nog iemand wat 'n paar woorde gaan sê? Almal is dit. Ons is amper klaar. Daar is voorsiening gemaak vir u na die diens, vir 'n koppie koffie of tee, so u is welkom om dit dan ook te geniet. Ek gaan vir u vra, hier ten besluite, om te staan, en dan wil ek graag die volgende vir u vra om saam met my in die harte te sê, dat ek net eers die kry voordat u staan, anders gaan u miskien baie lank staan. Goed. Ek dink u kan net so bly sit eers, en dan gaan ek net die belydenis uitspreek, en dan kan u staan, en dan is daar nog, dat is net die een lied nog as ons uitloop, nee, is daar nog een, so dan kan ons miskien, kom ons luister nou na die lied, en dan kan ek doen wat ek wil doen. Goed, kom ons luister na die lied. We never thought this day would come, to say goodbye to the man we called our home. Our Father, our hero, our guiding light. Now heaven holds you through the endless night. The laughter we shared, the stories you told, the warmth of your hand, your heart made gold. Every memory lingers, every lesson stays.
Our hearts are shattered, our souls feel the pain, but we'll love you forever, again and again. It's hard to let go, we wish for more time, but God had His plans, not ours, not mine. You're at peace now, no more hurt to bear, but the house feels empty, the world unfair. How do we say goodbye to the one we adore, the one we thought we had forevermore? We'll hold your love close in everything we do. Our hearts are yours, and they always will be too. Go rest now, Father, you've earned your peace. Through all the years, your love never ceased. We'll be your daughters, your legacy lives on. Through our tears and our hearts, your spirit stays strong. This is our goodbye, from your daughters to you. We'll remember the man who was loyal and true. Our hearts are empty, our tears fall like rain, but your love is eternal, it will always remain. From your daughters, we send our love to our dearest Father, now watching from above. This is our goodbye, until we meet again. Our hero, our Father, our hearts will never end. Kom ons bely saam hierdie volgende woorde as dit U wil is. Dit is die vrye keuse om dit te doen. Kom ons spreek die volgende woorde dan uit as ons bely is ten slotte. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou gaan ek vir u vra om te staan asseblief, en dan wil ek graag die volgende seën oor u as eggenote Pedro, en u as kinders, as dogters, oor u as gesin, familie en vriende van Martinus op die dokter, wil ek die volgende woorde uitspreek. En ons vind dit daar in Numeri, hoofstuk 6, vers 24 en 26, waar die Here gekom het en vir Aaron, die broer van Moses, gesê het, maar gaan spreek die volgende seën oor my wederstrewige, wispelturige volkie uit. Gaan seën hulle nog steeds, en ek wil graag u seën met dieselfde woorde vanmôre. Pedro, kinders, familie en vriende, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn.
en julle genadig wees. Die Here sal al julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Gaan in vrede, gaan in liefde. Amen. Daar is nou geleentheid hiervoor om 'n laaste eer te kom betoon. Ons vra maar dat ons ry vir ry sal gaan van die familie as al vir u voor en ek sal vir u wag daar heel voor my handdruk. Baie dankie. Die het dan net ons tollie gespeel. Sterkte en vrede vir u. Sê my, hoe skakel jy aan die familie? Oop. Waar is die broer? O, baie sterkte vir u.